In Ink Luisterstories bied aan. Sy was nie op soek na spooke nie. Sy het net 'n hond aangeneem. Keizer, geskryf deur Eugene Pienaar. Keizer, die ligbruin labradoor, lê langs Emma op die rusbank, sy kop op haar skoot. Rustig, tevrede, maar die oë bly wakker. Hy is daar om toe te sien dat niks of niemand naby haar kom om haar skade te berokken nie. Haar regterhand rus sag op sy kop. Tannie sê Keizer is al 19 jaar hier by Tannie. Probeer Jaco die gesprek aan die gang kry. Hy weet genoeg om te besef dat hier 'n merkwaardige storie verskuil is. Maar hy wil ook nie te direk uitvra nie. Hy was vooraf gewaarsku dat die Tannie nie baie gretig is om daaroor te praat nie. En sy ervaring as joernalis het hom geleer hoe om 'n gesprek op 'n subtiele wyse aan die gang te kry, sonder om oorgretig voor te kom. Hy lyk fantasties. Ek kan byna nie glo hy's al 19 jaar oud nie, vervat hy versigtig. Emma antwoord nie dadelik nie. Haar gedagtes gaan ver terug terwyl sy by die venster uitstaar. Dit was 19 jaar gelede. Die DBV het geruik na bleikmiddel en nat hare. Dit was een van daardie stil Saterdae wanneer selfs tyd moeg voel. Emma het stadig verby die hokke gestap en in gedagte die hoopvolle oë wat na haar staar waargeneem. Sy was nie spesifiek op soek na 'n hond nie, dalk eerder 'n kat, net 'n tweede asem om 'n bietjie warmte in haar eensame bestaan te bring na haar egskeiding. En toe sien sy hom. Dit was die laaste hok in die ry, 'n ligbruin labrador, effens verwaarloos, maar kalm en stil. Daar was iets in sy oë, iets wat sy nie kon verklaar nie, 'n stille krag wat uit hom straal. Toe sy by hom kniel, het hy roerloos bly sit, maar sy stert het onwillekeurig liggies heen en weer begin beweeg. Wat is sy naam, wou sy by die mannetjie weet wat haar vergesel het. Hy het deur die notas op die knipbord in sy hand geblaai en na 'n rukkie geantwoord. Hier is geen inligting op sy kaart nie. Hulle het hom waarskynlik van die straat af hierheen gebring. Ons noem hom sommer hond. Emma het geglimlag. Oorspronklik, het sy droog opgemerk. Ek sal hom vat. Sy het hom Keizer genoem. Hy het homself saans aan die voet en end van haar bed opgekrul, sonder dat sy nodig gehad het om hom te nooi. Asof hy nog maar altyd daar was. Hy het nie geblaf nie, vir niks gevra nie. Hy het net na haar gestaar. Sy teenwoordigheid het vir Emma onverklaarbaar rustig laat voel, asof hy daar gehoord het. Op die 3de dag het hy vir haar iets gebring. Sy was besig om haar oggendkoffie by die kombuistafel te drink, toe hy al sterk swyn by die kombuis inkom en iets by haar voete laat val. 'n Kind se tekkie. Flenters en vol modder
duidelik baie oud. Keiser het teruggestaan en soos gewoonlik na haar gestaan en staar. Sy het opgestaan en by die agterdeur uitgekyk. Die werf was slordig en verwaarloos, met 'n grasperk wat dringend gesny moes word. Daar was nog geen omheining nie en die bosse het tot teen aan die erf gegroei. Sy kon nie sien dat daar eers in die erf gegrou was nie en het aanvaar dat hy die tekkie waarskynlik in die bosse gevind het. Sy het dit in die asblik gegooi en nie verder daaroor gedink nie, tot die volgende oggend. Toe sy die agterdeur oopmaak, het daar 'n bos geroeste, grondbesmeerde sleutels op die maatjie voor die deur gelê. Die volgende dag was dit 'n goue hangertjie met 'n fotohouer, ewe verwaarloos en volgrond, maar die foto daarin was ongeskonde. 'n Swart en wit foto van 'n vrou met 2 glimlaggende seentjies. En dit is toe dat sy begin bekommerd raak. Die huis was oud en redelik verwaarloos, maar ek het dit vir 'n baie goeie prys gekoop. Dit het 'n aantal jare leeg gestaan. Die eiendomsagent was baie vaag toe ek haar uitvra oor die vorige eienaars. Sover ek weet het hulle die dorp verlaat, was al wat ek het haar kon kry. Daardie nag kon ek nie aan die slaap raak nie. Die foto aan die kettingkie het by my bly spook. Later het ek opgestaan en op die kant van my bed gaan sit. Keiser het rustig gelê en slaap. Ek het weer na die foto gekyk. Die uitdrukking op die vrou se gesig was rustig, haar oë helder en vriendelik. Maar dit was die agtergrond wat my aandag getrek het. Ek het skielik 'n koue rilling beleef. Hierdie foto was duidelik in my huis geneem. Die muurpapier, die gordyne, die vorm van die deur in die woonvertrek. Ek kon voel hoe Keiser agter my regop kom. Sy ore penurent. Toe staan hy op en stap rustig by die kamer uit. Maar in die gang het hy bly staan en met groot oë na my gekyk. Hy wou duidelik hê ek moes hom volg. Hy het my by die krakerige houttrappe afgelei en by die voordeur gaan sit. Toe ek die deur oopmaak, het hy my tot op die grasperk geneem. Die maan was helder en die lug was stil. Keiser het na 'n kaal stukkie grond onder die groot boom aan die punt van my erf geloop en daar vir my gaan sit en wag, terwyl hy na die grond gestaar het, asof hy my aandag daarop wou vestig. My hart het in my keel geklop. Daar was iets onder die grond waarvan hy wou hê ek moes weet. Ek het 'n flitslig en 'n graaf gaan haal. Toe ek terugkeer het hy steeds daar vir my gesit en wag. Ek het vreemd opgewonde gevoel. Daar was geen vrees nie. Miskien was dit omdat ek geweet het dat Keiser my teen enige gevaar sou beskerm. Die grond was sag. Ek het nie nodig gehad om ver te grawe nie, minder as 'n halwe meter diep. Met my hart wat bons in my keel het ek stadig die voorwerp onder die modderige grond uitgetrek. Die tweede tekkie, 2 stuk geskeurde materiaal. Die volgende oomblik het ek geruk van skrik toe ek besef wat dit was, wat ek onder die materiaal raak gekap het met die graaf. My nekhare het stadig begin regop staan en ek kon voel hoe die hoendervleis oor my hele liggaam uitslaan. Onmiskenbaar het die beenere van 'n kleinerige menslike handjie onder die los grond sigbaar geword. Die polisie was binne minute daar. Teen die tyd dat die lug in die ooste oranje begin verkleur het, was die res van die beenderre ontbloot. Die geraamtes van 3 mense, 'n ma en haar 2 kinders, wreed vermoor en in die tuin begrawe. Keiser het doodstil eenkant gesit en die geweerskaf dopgehou. Toe het hy tevrede omgedraai, die huis binne gegaan om verder te gaan slaap. Die polisie se forensiese deskundiges het later geskat dat die moorde minstens 15 jaar tevore reeds moes plaasgevind het. Daar is nooit destyds 'n saak aanhangig gemaak nie. Die gesinnetjie het eenvoudig verdwyn,
Daar was nie baie lank na hulle gesoek nie. Hulle was huurders, nie bekend onder die meeste van die dorpsbewoners nie. Die polisie het dadelik 'n moordsaak oopgemaak, maar niemand is ooit vir die moorde aangekeer nie. Die eienaar van die huis wat dit aan die vrou verhuur het, kon ook geen lig op die saak werp nie. Maar die storie eindig nie daar nie. 'n week later het 'n man aan haar voordeur geklop. 'n lang, maar man in sy 60's, duidelik senuweeagtig. Goeiemôre. Goeiemôre mevrou, my naam is Beyers Conradie. Jy kan my maar sommer Beyers noem. Ek aanvaar jy is Emma Viljoen? Dis reg ja, hoe kan ek help? Kan ek 'n oomblik met jou gesels? Mag ek vra waaroor dit gaan Beyers? Natuurlik, ek het gelees van die geraamtes wat hulle hier op jou erf gekry het. Ja, Ek is 'n privaat speurder, Emma. Ek het 15 jaar gelede die saak van die vermiste gesin ondersoek. Daar kon nooit enige spoor van hulle gevind word nie. ek verstaan so, ja. Ek verstaan die hond wat hulle ontdek het, is nog hier by jou. Hy is hier. Ja, sy naam is Keiser. Mag ek hom sien asseblief? Net vir 'n paar minute. Ek is bevrees ek verstaan nie. Wat wil jy met my hond maak? Asseblief, Emma. Ek verstaan dat jy ywerig is. Ek beloof jou ek sal hom geen leed aandoen nie. Maar ek wil hom bitter graag sien. Net om klaring te kry oor 'n saak wat my nog al die jare pla. Nou maar goed, kom dan deur hier na die woonkamer toe. Baie dankie. Stap voor asseblief. Keiser, Kan dit wees? Gedoorie waar, kan jy nou meer? Dis wragtig Nero hierdie. Nero, kom hier jou pragtige hond, laat ek jou groet. wat? Nero. Waar kom jy daaraan? Alle oupa se honde. Waar was jy toe ek jou gesoek het, jong? Ek kan sien hy herken jou. Hoekom noem jy hom Nero? Nero was die gesin wat vermoor is se hond. Hy het verdwyn in dieselfde tyd toe hulle weggeraak het. Ek het aanvaar dat hy weggehardloop het of dat hy gesteel was. Maar dis beslis hy hierdie. Hoe kan jy so seker wees? Kyk hier, op sy voorpoot. Ek herken die litteken. Hy is daarmee gebore. Ek het die vreemde litteken op sy voorpoot op die eerste dag al opgemerk en dikwels daaroor gewonder. Emma, hierdie hond is al 15 jaar lank weg, maar hy lyk nie 'n dag ouer nie. Honde leef nie normaalweg so lank nie. Emma bly lank stil. Keiser lê steeds in dieselfde posisie met sy kop op haar skoot. Maar sy oë bly op Jaco gerig, amper uitdagend. Een oor staan regop. Dan, skielik dring die volle impak van Emma se verhaal tot hom deur. 34 jaar ten minste, sê hy skor. Hy voel sy nekhare begin rys. Oh, Tannie Emma, is dit hoe oud Keiser is? 'n nattigheid verskyn in Emma se oë. Sy het nog nooit vir enige iemand anders van Beyers se besoek vertel nie. Keiser is nog al die jare by haar, 19 jaar lank al. Hy word nie ouer nie. Hy is permanent aan haar sy. Hy het nog nooit weer iets die huis ingedra nie. Hy is tevrede, want sy werk is voltooi. Maar somtyds, in die laatnagte, wanneer die wind buite huil, kan 'n mens hom op die houtvloer in die gang oorloop, heen en weer, asof hy vir iets wag. Net in geval daar weer 'n donker geheim ergens opduik, net in geval iemand weer hulp nodig het, of in geval daar weer ergens tussen die bome iets soos 'n goue hangertjie lê en glinster in die maanlig.
Dit was Keiser, geskryf en vir die radio verwerk deur Eugene Pinaar. Sarita Pieterse was te hoor as die verteller, Emma is gespeel deur Judy de Bruin en Beyers deur Eugene Rautenbach. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.